Ons visie in die voorportaal wanneer 'n mens inkom, dis werklik ons hartsgebed, is om 'n intieme verhouding met Jesus Christus te hê en hom bekend te maak. Om hom te ken. Om hom te ken. En te weet hy ken my volledig. En om hom bekend te maak. Paulus het ons nou die afgelope tyd gewerk deur Efesiërs. En baie keer lees ons goed in die Bybel en ons lees dit as informasie. Ons lees dit as doktrine. Ons lees dit tog dat dit moet reg wees en niks moet verkeerd gaan nie. Maar Paulus het dit geskryf uit 'n plek van verhouding. 'n Plek van verhouding om Jesus bekend te maak. Daar was 'n tydperk in Paulus se lewe dat hy sou sterf vir sy teologie. Hy sou sterf en hy het gestaan daarso en hy het mense laat doodgaan. Hy het mense doodgemaak vir sy teologie. Hy het gesê daar's geen manier nie, julle wat so verskriklik is wat verkeerde goeders leer en so aan. Hy was bereid om mense dood te maak. Hy het gestaan daar toe Stefanus doodgegooi is en hy het dit goedgekeur. Maar toe hy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het, verander alles. Toe was hy bereid om te sterf vir die evangelie. Nie om ander mense dood te maak nie, want hy het iets ontmoet en iemand ontmoet. Toe Jesus Christus vir hom daar stop op die pad van Damaskus, sê Paulus, hoekom agtervolg jy my? Hoekom vervolg jy my? Het hy iets in Paulus se lewe kom oopsluit, wat liefde is. Die openbaring van God. Efesiërs waardeur ons gewerk het, is 'n liefdesbrief wat Paulus vir ons kom skryf het, as gevolg van 'n nie teologie nie, as gevolg van 'n hart wat hom ontmoet het. Wanneer ons die Bybel oopmaak, is dit baie keer, dit en ons gaan aan. Ons lees nie hierdie liefdesbrief wat geskryf is vir ons nie. Sê, hoorie, so ek wil die sluier bietjie wegtrek. Ek wil julle moet sien wat ek sien. Hoorie, daai goed wat so toegesluit is vir die mense. My hartsbegeerte om hierdie sluier weg te neem, dat jy kan sien. Dis wat daai brief is. Ons kan dit so gebruik, dis wat hy sê, en ons mis hierdie hartklop van Paulus, wat hy met Jesus gehad het. Nou reg deur die Ou Testament, het die mense hierdie begeerte gehad, om God te ken. Want ons almal weet, daar is 'n hoër hand. Ons almal weet dit, dis waarmee mense so verskriklike baie goeders aanbid. Reg deur die geskiedenis kan jy sien, hoe tragies dit is. Hulle maak beeldjies. In die moderne wêreld buig ons knie voor ander afgode. Goed wat ons lewens bereid is voor te gee. Ons gee ons geld daarvoor, ons gee ons tyd daarvoor, ons gee ons menswees daarvoor. Maar die mensdom om God regtig te leer ken, is om in 'n verhouding met God te gaan. Nie 'n godsdiens nie, 'n religie nie. Ek kom bietjie kerk toe, bietjie doen dit, bietjie doen dat. Maar die ontmoeting met Jesus Christus, dis waaroor alles gaan. Wat dit oopsluit in jou lewe. Ek dink baie van ons wat ons hier so sit, het daai ontmoeting al gehad. Ek het al mense gehoor wat sê, weet jy, ek het nie so 'n kragtige bekering gehad nie. Ek was nie so en toe ek so nie. Jy was net so. Sê daar is nie 'n kragtige en 'n nie kragtige nie.
Jy was in die lig, jy was in die duisternis en nou is jy in die lig. Jy kan 'n goeie mens wees en nooit vir Jesus ontmoet nie. En dit maak jou verlore, net soos 'n ou wat satanisme aanbid. In die Bybel lees ons hoe mense God leer ken het. Hagar, daar in die woestyn, het sy God leer ken as die God wat sien. El Roi, die God wat sien in Genesis 16 vers 13. Abraham het vir God leer ken as Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Moses, Jehovah Nissi, my banner. Gideon, Jehovah Shalom. David, Jehovah Roi. Ezekiel, Jehovah Shammah, die Here is daar. Hagar was die eerste persoon wat vir God 'n naam gegee het. En so het ons die Here, so het ons gelees in die Bybel hoe daar 'n openbaring was van wie God is by die mense. 'n Openbaring van om God te beleef op 'n manier. Party van ons wat hierso sit, vanoggend sê Vader, ek ken U, maar ek het nodig dat U vir my sal openbaar op hierdie oomblik. Die God wat voorsien. Openbaar die God wat genees. Openbaar die God wat met my is. Openbaar die ene wat my banner is. Dat ek die volheid kan beleef saam met U, want ek ken U en ek weet wie U is. Soos ek sê, Hagar was die eerste mens wat opgeteken is, wat gesê het, the God who sees. Nou, in die woord, die naam van God, Yahweh, ek is wie ek is, was verwyder, want hulle was so bang om God se naam uitelik te gebruik. Voor die mense in ballingskap gegaan het hulle nog die naam gebruik. Ek is wie ek is, die teenwoordige God, ek is met julle. En nadat hulle in ballingskap gegaan het hulle so bang geword om God se naam te skryf, te sê dat hulle sy naam uitgehaal het en net van daar af oorgegaan het en vir hom 'n titel gegee het. En dis waar die ding vandaan kom, was Lord en Here en so in die Bybel toe vertaal is. Sodat die naam van God amper verlore geraak het. Dat die mense nie meer geweet het wie hierdie God is nie. Toe Paulus dit verkondig het, toe sê hierdie is vir die God wat julle nie 'n naam voor het nie. So was dit die openbaarmaking van God wat gestuur is. Jesus kom en hy kom openbaar weer die Vader. Johannes 17 is so kosbaar, waar Jesus kom en hy sê ek wil die Vader weer openbaar aan die mensdom. Vir ons, Johannes 17, toe hy gaan bid het, en hy sê, vanaf vers 1, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun ook U kan verheerlik, soos U hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal aan U hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Nou hier is hier is hy nou. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Jesus se roeping was om God weer bekend te maak aan die mensdom. Die mense het nie meer geweet wie God is nie. En hy sê hierso, en dit is die ewige lewe, dat hulle U sal ken. Ons het baie keer
'n verhouding met die Bybel. Ek gebruik die Bybel vir inspirasie. Ek gebruik die Bybel vir om ander mense te reggewys en om myself te regverdig. En. Maar die Bybel was die openbaarmaking van God vir die mensdom, vir ons. En vir soveel te meer vir ons wat nou lewe in 'n tydperk waar God geopenbaar is deur Jesus Christus. Kom ons gaan aan in Johannes 17. Ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u aan my gegee het om te doen, het ek volbring. En wat was dit? En nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek u gehad het, voordat ek van die wêreld was. Hierdie heerlikheid het ek saam met u gehad het, voordat ek hiernatoe gekom het. In vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u uit die wêreld gegee het, wat u aan my die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Ek het weer geopenbaar, ek is. Ek is wie ek is. Ek is met jou. Dat God homself openbaar deur Jesus Christus, en hy sê, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Dit wat hy gespreek het hulle in hulle harte vasgemaak, en hulle het uit daai bron van lewe begin leef. Die openbaarmaking van God. Paulus het woorde gehad, hy het 'n godsdiens gehad, en hy was bereid om ander mense dood te maak. Toe hy ontmoeting met Jesus het, toe is hy bereid om te sterf vir dit. Sê, I will die for the love of God. Want ek het gesien wat hy vir my kom doen het. Hy het vir my kom oopbreek. Vers 7. Nou weet hulle dat alles wat aan u gegee het, van u afkom. Vers 8. Want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Vers 14. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Hierdie woorde van liefde, van vergifnis, van deurbraak in verhoudings, om God lief te hê, nie jouself nie. Die mensdom hou nie daarvan nie. Ek wil in beheer wees. Ek wil leef. Ek wil my eie besluite maak. En die Here sê, wandel met my. Vers 21. Dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ons is een. Jesus kom en hy sê, as jy my sien, dan sien jy die Vader. Ek het gekom om hom te openbaar. As jy nou ooit gewonder het wie God is, hoe hy lyk, wat hy doen, dan kyk jy na Jesus. Hy sê, dat almal een mag wees, soos u, Vader in my en ek in u. Hoe lyk die Vader? Wie is hy? Ken u vir Jesus? Dis wie hy is. Vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, soos ons een is. Dat hulle een kan wees, soos wat ons een is. In eenheid. Ek openbaar u. My hartsbegeerte is dat ons Jesus sal openbaar, en daardeur openbaar ons die Vader. Vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het,
en hulle liefhet, net soos U my liefgehad het. Daai vers 20, vanaf vers 20, maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, deur hulle woord. Paulus het dit gesnap. Hy sê hierdie woorde wat in my brand, mag hierdie woorde oopsluit wie Jesus Christus in my geword het. Daai ontmoeting wat ek omgaan, ek praat nie van myself nie. Ek praat van hom. Ek getuig van Jesus, die openbaarmaking van Jesus wat vir soveel generasies toegesluit was. Daar was 'n openbaring van iets van God. En Jesus kom en hy ontsluit die volheid weer. Ek is wie ek is. Ek is met julle. Om in daai volheid te sê, Vader, ontsluit U vir my dat ek kan sien. Dat ek U nie net sal ken in een aspek van my lewe nie, maar dat ek U sal ken in my volheid, in die volheid van wie U is. Want dit is daar vir ons. Soos wat Jesus in die Vader een is, kom hy en hy sê, so is ek in julle. Om intieme verhouding met Jesus te hê en hom bekend te maak. Vers 23. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Dis die Vader se begeerte. Dat die liefde wat hy vir ons het, dat ons dit kan saam uitleef met mekaar. En hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vers 26. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ek wil U hier moet hierdie baie mooi hoor. Sê vir jou langs jou, luister nou weer. Luister hierdie woorde. Vers 26. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ek het U naam bekend gemaak, sodat hulle U kan ken. En die liefde wat in my brand, mag dit in hulle brand. Die hartseer saak van ons, die hartseer in ons lewens, is dat ons hoor die evangelie, ons hoor die woord, en dan sukkel ons met dit, want ons wil dit uitredeneer. Ek het baie keer gesprekke met mense wat met my die woord beredeneer, en ja, dat ons teologies korrek moet wees, en al die goeders is die waarheid, dit is absoluut die waarheid. Maar as ons nie die een ken, van wie hierdie woorde gespreek het nie, dan maak ons eie storieetjies. Jy sal nie vir my vertel hoe werk dit nie. Kom ek vertel vir jou hoe werk dit. Dan sê my die Here wil hê ons mekaar lief hê. Ja, maar kom ek verduidelik vir jou nou wat eintlik daarmee bedoel. En ons skok mekaar met ons kennis. Sodat ek het kan reg wees. As jy daai ding in jou gees voel, moet jy weet jy sal klaar in die moeilikheid. Nou julle moet ons wat is 'n klomp predikante by mekaar kom. Ha ta 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 ta. Dis hoekom ons so verskillende kerke het. Ek is reg. Jy is reg. Daai is, bly weg van daai af. En die Here sê, my kinders, ken jy my hart? Ken jy my hart? Want as jy my hart ken, dan gaan jy my woorde ken. Maar as jy nie my hart ken nie, gaan jy my woorde nie in jou hart kan vasmaak nie. Ons beklei met mekaar. Maar as Jesus Christus jou lewe aangeraak het,
En jy lewe in daai oortuiging en daai, jy kan nie anders as om alles te wil gee vir hom nie. En mense wat daai ontmoeting van Jesus nog nie gehad het nie, gaan dit nie verstaan nie. Vir hulle is in, wat? Jy is al weer besig met die Here. Sê hulle, ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. I know who he is. Die sluier het weggegaan. Jesus kom op 'n stadium en hy kom gee vir die mense 'n gelykenis. In Matteus 13 van vers 3. En hy het hierdie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. Hierdie saad val langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. En die ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte in die grond was nie. Maar toe die son opkom en dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Vers 7. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstrik. En 'n ander deel in goeie grond geval en vrug opgelewer, die een 100 en die ander 60 en die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ons ken hierdie gelykenis. En Jesus kom en hy sê, my woorde wat ek tot jou spreek, my kind. Gebeur baie keer dit. Ons hoor die woord van die Here. En soos wat hy sê, Jesus kom en hy sê, dit val langs die pad. Verharde harte. Die woorde word nie verstaan nie. En die vyand kom en steel dit. Die Here het my hierdie prentjie gegee deur die week van hoe ons saai. En ons saai en ons loop en so kom die voëls en hulle pik dit hier agter ons op. Elke dag moet ek my stukkie kry. As ek vir jou vra, wat het eergister stukkie gewees? Nou nee, ek weet nie. Baie keer sit ons in die kerk en ons hoor die woord en ons stap uit en sê, waar het nou hieroor gegaan? Want ek sit nie noodwendig en sê, Vader, praat met my, ek wil u woorde hoor, ek wil u hartklop hoor. Vader, is daar iets wat u vandag vir my wil deponeer in my gees? En al vat jy 'n skrifgedeelte of iets en jy werk daarmee, dis waarom ons deur die week met die riglyn probeer werk en sê, maak dit vas. Moenie net dat die voëls dit afsteel die woorde van Jesus nie. Want daai woorde bring lewe. Jesus sê, ek het u woord aan hulle openbaar. As ek die woord net hoor en my hart is toe. Die woord, Jesus kom en hy sê, die woord, die vyand kom steel dit letterlik. Die klipprige grond, dis hy vlak hart. Ek hoor vir hom hier, en ek praat nou hier buite, en die klipprige plek, die doringgrond, verdeelde hart, ek maak nie besluit nie. Dan praat ek goed oor die Here en dan wil ek iets van weet. Dan is ek met hom en dan is ek nie met hom nie. Die werk is 'n sorge, die rykdom verstrik die woord. Vrees. Maar ek kan nie dit vir die Here doen nie, want net nou dit en ons sukkel om 'n gehoorsaamheid dan te wandel met die Here. En dan daai goeie grond, die ontvanklike hart. Jesus kom en hy sê, ek het u woord aan hulle bekend gemaak. As u sy woorde vat en daarmee werk, u hart oopmaak, want u ken die Vader se hart, dan gaan dit vrug oplewer. Dit gaan vir ons vrug oplewer. 100voudig, 30voudig. Soos hy dit sê. Maar die prentjie wat die Here vir my hierdie week gewys het, was hierdie ene. Van oral se loop ons gooi saad. En hoe hierdie saad net gesteel word. En ons lewens verander nie. Want ons het vergeet wie's die ene waaroor dit gaan.
Wie is die ene waaroor dit gaan? Kan ons in daai liefde, daai eenheid waarvan Jesus praat, in daai eenheid saam met hom wandel? Daai gehoorsaamheid wat hy vir ons vra. Om terug te kom na Paulus. Die laaste gedeelte in Efesiërs 6. Ek wil hê met Paulus se hart nou hier hoor. As mens, as man. En hy sê so. En dat hulle ook my omstandighede kan ken. Hoe dit met my gaan. Paulus sê, ek stuur vir julle Tychicus, die geliefde broer en getroue dienaar in die Here. Hy sal aan julle bekend maak oor hoe dit regtig met my gaan. Ja, ek is Paulus, hierdie ene wat die evangelie uitgedra, ek sit in die tronk op die oomblik. Maar ek stuur vir Tychicus na julle. Ek het hom juis daaroor na julle toe gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broers en liefde met geloof van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En hy sê so, ek stuur vir Tychicus na julle toe. Die vorige ene, waar hy sê, vanaf vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeke by elke geleentheid bid in die Gees. Hy sê, bid met smeking en gebede, en juist daartoe waak met volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my sê, bid vir my. 1 jaar, ek en Benny het die voorreg ook gehad om saam in Egipte te wees, en ons was daar by 'n plek, Flora something, en ons het daar met mense gepraat wat uit verskriklike moeilike omstandighede gekom het. Die man en die vrou was geskiet gewees as gevolg van die evangelie. En hulle staan daar, nou moet hulle teruggaan na daai land toe wat hulle vervolg is, en die moslims wil hulle doodmaak. Hulle sê, why? Hulle sê, because the love of Christ compels us. Hulle sê, is there something that we can do for you? To say, please pray for me. Please pray for us, that the words that is in us, we will be able to go and tell them because of the love of God. Hierdie ouens was flenters geskiet op 'n stadium. Hulle het soontoe gekom om te herstel en is klaar weer reg om terug te gaan. How is that possible? How is that possible? Hulle het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Hulle het 'n ontmoeting met hom gehad. Dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan nie oor 'n religie nie. Dit gaan oor die ontmoeting met Jesus Christus. Musiekspan, ek wil vra dat julle sal vorentoe kom. Paulus skryf hierdie. In 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring ons. Dat ons nie kan stop nie. Dat ons nie wil stop nie. Ek wil vir u vanoggend vra, het u al hierdie ontmoeting met Jesus Christus gehad? Het u al hierdie ontmoeting met die lewende God gehad, wat hy dit kan oopsluit vir u? Ons word vasgevang in 'n wêreld wat sê, nee, jy moet in beheer wees van jou eie lewe. Hierdie openbaring van wie God is deur sy woord.
Ek wil vra dat die musiekspan net vir ons net so 'n bietjie sal speel. Dat u net daar waar u sit, net jou hart oopmaak vir die Here vanoggend. U mag dalk sit hier vanoggend en sê, hoor hierso, ek het my hart vir die Here gegee, maar the cares of this world is just so much. Daar's so baie dinge wat druk op my plaas. Ek wil net weer by daai plek kan kom en sê, Lord, I surrender. Openbaar aan my dit wat u nou op hierdie stadium in my lewe vir my wil openbaar en oopsluit. Dat ons sy woord in ons hart kan bewaar en ons dit kan uitdeel, dat ons een kan wees soos hy een is. Ek wil vanoggend vir u vra, terwyl u so net daar sit en met u eie hart net so voor die Here oopmaak. Ons het in ons hart beleef vanoggend, is daar werklik net mense wat bediening nodig het. Maar daar so baie dinge in 'n mens se lewe gebeur van alle kante af, en dit roei en stoei. Maar ek wil heel eers, as u nog nooit u lewe met die Here reg gemaak het en die hart vir die Here gegee het nie, wil u net, as u die Here hier, as u sy stem net hoor, net jou hand net oplig en sê, hier is ek, Here. As jy nog nooit ooit jou lewe vir die Here gegee het nie, sê, Lord, I hear your voice and I surrender. Steek net jou hand op. Sê, Here, hier is ek. Dan wil ek geleentheid net gee. As daar van u is wat op die stadium net sê, Vader, daar het so baie dinge in my lewe gebeur, dat my hart regtig net begin koud word teenoor u. Ek maak my hart weer opnuut net oop vir u vanoggend. Ek maak my hart net oop vir u. Maar die derde gedeelte vanoggend is u as kind van die Here. Jy staan, jy veg, en daar's druk op jou. Ek wil vir u vra, ons wil vanoggend saam staan. As dit jy is, wil ek jou vra, wie net opstaan vanoggend. Ons wil saam staan, soos wat Jesus sê, Vader, soos wat ons een is, wil ek hê, hulle moet een wees, in u liefde, in u krag. Partykeer het ons ook 'n openbaring, soos Hagar nodig, the God who sees me. Father, I know you love me, but I need you to see me at this moment.
A God that heals. That say, Father, I know that who you are, but I need that revelation in my life and in our lives. That part will come forth. Abraham, wat 'n ram in 'n brandende bos het, sê, Vader, I need to see you as Jehovah Jireh, the God who provides. Of net, Vader, I surrender unto you.